Jeremia 46. Profesieë teen verskillende volke. Onderwerping van Egipteland. Die woord van die Here wat aangaande die volke tot die profeet Jeremia gekom het, oor Egipte, oor die leer van Farao Nego, die koning van Egipte, wat by die Efraatrivier by Karkemis was, wat Nebukadresar, die koning van Babel, verslaan het in die 4de jaar van Jojakim, die seun van Josia, die koning van Juda. Hou die klein en die groot skild klaar, en kom aan die geveg. Span die perde in en klim op, o ruiters, en staan reg, met die helms op. Maak blink die spiese, trek die pansers aan. Waarom sien ek, hulle is versla, hulle wyk agteruit? Ja, hulle helde is verslaan en vlug al verder sonder om te draai. Daar is skrik rondom, spreek die Here. Die wat gou is, kan nie ontvlug nie, en die held kan nie ontkom nie. Teen die noorde, aan die kant van die Efraatrivier, het hulle gestruikel en geval. Wie is dit wat daar opreis soos die Nyl, waarvan die waters klots soos strome? Egipte reis op soos die Nyl, en sy water klots soos strome. En hy sê, ek sal optrek, die aarde oordek, ek wil die stad verwoes en die wat daarin woon. Trek op, perde, en raas, waans, en laat die helde uittrek, Kusiete en Poeteërs, wat die skild hanteer, en Ludiete wat die boog hanteer en span. Maar die dag behoort aan die Here, Here van die leerskare, 'n dag van wraak, om wraak te neem op sy teestanders, en die swaard sal verslind en versadig en dronk word van hulle bloed. Want die Here, Here van die leerskare, het 'n slagoffer in die Noordland, by die Efraatrivier. Gaan op na Gilead en gaan haal balsem, o jonkvrou, dogter van Egipte. Te vergeefs vermenigvuldig jy medisyne, daar is geen genesing vir jou nie. Die nasies het van jou skande gehoor, en die aarde is vol van jou geskreeu, want held het gestruikel teen held, hulle albei het saamgeval. Die woord wat die Here tot die profeet Jeremia gespreek het, aangaande die koms van Nebukadresar, die koning van Babel, om Egipteland te verower. Verkondig dit in Egipte, en laat dit hoor in Migdol, ja, laat dit hoor in Nof en in Tagpanes. Sê, staan reg en maak jou klaar, want die swaard het verslind wat rondom jou is. Waarom is jou ruitery neergewerp? Dit het nie bly staan nie, omdat die Here dit omgestoot het. Hy het baie laat struikel, ja, die een val oor die ander, sodat hulle gesê het, staan op en laat ons teruggaan na ons volk en na die land van ons geboorte, weens die verdrukkende swaard. Hulle het daar geroep, Farao, die koning van Egipte, is oorlogsrumoer. Hy het die bepaalde tyd laat verbygaan. So waar as ek leef, spreek die koning, wie se naam is Here van die leerskare. Daar sal sekerlik een kom soos Tabor, onder die berge, en soos Karmel by die see. Maak vir jou toebereidsels om in ballingskap te gaan, o inwoner, dogter van Egipte, want Nof sal 'n woesteny word, en dit sal verniel word, sonder inwoner wees. Egipte is 'n pragtige vers, 'n steekvlieg kom, dit kom van die noorde af. Ook is haar huurtroepe daar by haar soos kalwers uit die stal, maar hulle het ook omgedraai, almal saam gevlug, hulle het nie bly staan nie, want die dag van hulle ondergang het oor hulle gekom, die tyd van hulle besoeking. Haar geluid is soos van 'n slang wat wegseil, want met 'n leermag trek hulle en kom na haar met byle soos houtkappers.
Hulle kap haar bos om, spreek die Here, want hulle is onberekenbaar, want hulle is meer as sprinkane, sodat 'n mens hulle nie kan tel nie. Die dogter van Egipte staan beskaamd. Sy is oorgegee in die hand van die volk uit die noorde. Die Here van die leerskare, die God van Israel sê, kyk, ek doen besoeking oor Ammon van No, en oor Farao en Egipte, en sy gode en sy konings, ja, oor Farao en die wat op hom vertrou. En ek sal hulle oorgee in die hand van die wat hulle lewe soek, en in die hand van Nebukadnezar, die koning van Babel, en in die hand van sy dienaars. Maar daarna sal dit bewoon word, soos in die dae van die voortyd, spreek die Here. Maar jy, my knegt Jakob, wees nie bevrees nie, en wees nie verskrik nie, o Israel, want kyk, ek verlos jou uit ver plekke, en jou kroos uit die land van hulle gevangenskap. En Jakob sal terugkom, en stil en gerus wees, sonder dat iemand hom verskrik. Jy, o my knegt Jakob, wees nie bevrees nie, spreek die Here, want ek is met jou. Want ek sal 'n einde maak aan al die nasies waarheen ek jou verdryf het. Maar aan jou sal ek geen einde maak nie. Maar ek sal jou tugtig met mate, al sal ek jou sekerlik nie ongestraf laat bly nie.